Goeienaand dames en here en welkom by nog 'n program van Makassa Pride. Waar ons praat van die mense en hulle dinge, wat hulle doen, wat hulle motiveer om dinge te doen en wat hulle nog vorentoe gaan doen. So vanaand het ons 'n baie spesiale gas in die ateljee. En sy is 'n dame wat diep spore getrap het in die entrepreneurskap en sy gaan nog baie dinge doen in die gemeenskappe en oral waar sy sal beweeg. Die persoon is niemand anders nie as Michelle Rubyntjies. Michelle, baie welkom hier by Makassa Pride en ons is baie dankbaar om vir jou vanaand hier te hê. Baie dankie Stewart en baie dankie vir die geleentheid om by 'n wonderlike bank te sit vanaand. Ja, sê vir my Michelle, ons trap sommer met die deur in die huis. Sê vir my Michelle, vertel die mense 'n bietjie van wie is Michelle, waarvandaan af sy kom en so aan. Goed. Ek baie dankie weer eens soos ek sê vir die geleentheid. So wie is Michelle? Michelle Rubyntjies is 'n dametjie wat kom van Stanford, soos hulle sê in Engels. Born and bred in Stanford. Ek het daar skool gegaan as by laerskool Die Bron. Tot en met standaard 6 daai jare. So skool se lese was kennis is mag. En tot vandag glo ek kennis is mag. En as jy nie kennis het nie dan, dis dit daarna toe. So na my laerskooljare het ek hoërskool Gordon High gekom, Somerset-Wes. So 'n keuse gehad om te besluit waar wil ek wees in die lewe. Ek het 3 opsies gehad en natuurlik het ek vir Somerset-Wes Gordon High gekies. En daar het ek my hoërskoolloopbaan deurgegaan tot en met matriek. Na matriek het ek weer 'n geleentheid gekry om 'n keuse te maak in die lewe in terme van waar wil ek wees. Kom ons stop op daar Michelle. Ja. Sê ons gaan 'n bietjie terug op. Ons rewind gou 'n bietjie. Vertel ons 'n bietjie, het groot word in Stanford. Toe ons vroeër gepraat van jou ouma en die dinge. Familie-wise, vertel ons gou 'n bietjie familie-wise daar so groot geword het. Doodreg. So ja, in Stanford, ek is die oudste kleinkind van my ouma en oupa en die oudste dogter natuurlik van my ma. My ma was 'n enkel ouer, so dit is hoekom ek het by my ouma en oupa groot geword. My ma het uitgegaan om te gaan werk om seker te maak ek is finansiëel uitgesorteer, soos hulle sê. So ek is die oudste van 3 kinders, ek het 'n broer en 'n suster. En natuurlik ooms en tannies wat nog op Stanford van hulle is. En dan ek was op hierdie stadium van my lewe as ek getroud met 1 seun. Stanford se jare was wonderlike jare. Waar ons vroeër jare leer kos maak het op 'n vuurtjie daar buitekant. Daai blikkie kos wat ons moes maak vir vakansietye. Pragtige tye wat ek daar beleef het as jong dogter. So Michelle, jy sê jy het 'n keuse gehad om hoërskoolloopbaan te vat hier so in die Kaap, soos die mense nou sal sê. Vertel ons 'n bietjie van waar was die keuses oral en hoekom het jy verkies Somerset-Wes? Pragtig. So wat gebeur het is in Stanford wat ek vanaf kom is daar nie 'n hoërskool nie, net 'n laerskool. So toe dit nou tyd is vir hoërskool, toe moes ek nou kies tussen daar's 'n kursus in Caledon of ek wil Caledon kursus toe gaan of ek kan Somerset-Wes kom vir hoërskool of ek kon gaan na Athlone. So toe wat nou gebeur is die keuse wat vir my gestel was as jong dogter was Michelle, jy besluit waar wil jy wees. En ek dink dit het gemaak dat ek is vir wie ek vandag is. In die sin van ek kon besluit. Ek het chuffed gevoel because ek kan besluit waar wil ek wees. So my ouma het vir my gebring. Ek moes eers gaan kyk in Athlone, die familie by wie ek sou gaan bly vir my hoërskooljare. En toe ek daar kom te praat die meisiekinders as 3 dogters. Hulle praat almal Engels. Hier kom ek van Stanford, plat Afrikaans, wil ek kan nou met Engelse mense in die huis. So obviously dat het nie gebeur nie. In terme van Caledon die koshuis, ek dink ek is 'n koshuismensie, Ek dink ek sal daar verswelg geraak deur die massas. En toe kon ek kies in Strand of ek by my ma se neef wil gaan bly, wat ek toe nou besluit het ek gaan daar by hulle bly. Hulle het vir my ingeneem vir die eerste jaar van my hoërskoollewe en toe het ek my hoërskool begin by Gordon High en ek moet sê ek het pragtige 4 jaar in Strand beleef of Somerset-Wes area beleef in die sin van ek dink dit is waar my vormingsjare was in terme van my liefde vir die Helderberg area. Ja, jy sê na skool het jy 'n bietjie gaan studeer of het jy huis of het jy aansoek gedoen vir enige colleges en so? Ja, toe ek op skool was, obviously as jy nou matriek is, dan moet jy mos besluit wat wil jy doen in die lewe. So ek wou bitter graag 'n maatskaplike werkster word en ek het aansoek gedoen vir 'n maatskaplike werkster. So terwyl ek nou nog by die huis was,
of althans op skool was, het ek nog gewag vir die brief van die college om deur te kom dat ek nou maatskaplike werkster kon word, want ek het al sien die rede hoekom ek nie kan word, you know, want ek voel ek was goed genoeg om in enige veld te gaan, so hulle moes my aanvaar, maar ek het gewag en gewag vir die brief nooit gekom nie. So toe ek nou klaar is met matriek, toe ek nou terug Stanford toe en eendag toe krap ek haar tussen my ouma se goed en hier kom ek op 'n brief af wat sê ek is geaanvaar vir die college. Ek dink dit was in Woester gewees, maar ek het my ouma toe op daai stadium gekonfronteer in die sin van ouma weet dan ek moet wil 'n maatskaplike werkster geword het en ek het dan heeltyd gewag vir die brief. Hier sit ek aan nou by die huis terwyl ek kon gaan studeer het. En my ouma wie sy was, het my toe nou sit gemaak. Michelle, nou gaan jy gou vinnig vir my luister en sy vertel toe vir my die storie van hoekom sy nie wou hê ek moet 'n maatskaplike werkster word nie. But soos ek nou toe nou vir haar op daai stadium al leer ken dit is, as sy vir my 'n nee sê, dan is daar altyd 'n rede hoekom en sy gee vir my 'n opsie weer. Ja. En daar kry ek 'n tweede opsie weer om te gaan enigiets wat ek wou te gaan studeer met natuurlik met hulle hulp, met 'n studentelening en ek het ook kyk commercial in die middestad. Het ek 'n plekjie gekry om te gaan studeer. Daai jare is dit toe die computers net ingekom het. So almal moes nou 'n computer literate raak. En ek het toe nog gegaan om 'n computerkursus te gaan doen. Vir 2 maande dink ek het ek in die Bo-Kaap gebly by moslim mense. En daar het ek 'n kursus gedoen. Toe ek daarvan af terugkom, toe ek onmiddellik met die Here se hulp het ek onmiddellik 'n werkie gekry en ek kon myself toe sustain. Okay, Michelle, ons gaat weer 'n bietjie terug. Ons gaat 'n bietjie te waar die maatskaplike werkster passie vir dit, waar het dit vandaan gekom? Goed. So my ouma was in Stanford bekend vir kyk daai jare het die mense mos van die Mothers Union gepraat van die Engelse kerk, you know. Yes. Maar ek het nie in die Engelse kerk groot geword nie. Ek het soos hulle sê in die evangeliehuis groot geword. En my ouma se liefde vir die Here het gemaak dat sy 'n liefde gehad het vir die mense daar buite. Ja. En ek dink ek het dit by haar gekry in die sin van sy het altyd uitgekyk vir ander mense se kinders en vir ander mense se probleme, you know. Baie kere as sy uitgaan, het ek saam met haar gestap. Obviously ek was sy klein dogter en soos 'n stertjie altyd agter. So ek het maar seker maar omdat ek gesien het wat my ouma doen, het ek dit probeer nastreef om dieselfde te wil doen want natuurlik was sy my rolmodel. Okay, dis baie goed dat 'n mens moet altyd rolmodelle het in die lewe, maar dit wil nie sê dat jy moet in dieselfde rigting gaan wat daai rolmodel ingegaan het. Jy het miskien 'n ander iets wat jy wil uitstyg by en wat jy kan goed doen en beter doen. So mense, kyk na die rolmodelle wat naby jou is. Dit wil nie sê jy moet dieselfde wees nie. Jy's uniek. Elke persoon is uniek gemaak met sy eie gawes en sy eie dinge wat hy op sy beste of wel beste kan doen. Nou, Michelle, en jy het toe die computer dinge deurgemaak en toe wat gebeur toe? Okay, toe ek nou daarvan af terugkom, toe kry ek die geleentheid om te gaan werk by 'n garage in Hermanus, waar ek toe nou 'n loonklerk word en 'n krediteure klerk. So hier is ek 19 jaar oud, my vader van genade. Ek moet mense wat agter in die garage se wat noem jy dit die motorhawe wat hulle karre regmaak. Ja. Ek moet daai groot mense se pyp moet ek uitwerk. En ek voel toe nou ek is 'n kind, you know what I'm saying? Ja. Maar steeds ek het ingegaan. Enigiets in die lewe is vir my 'n uitdaging. So niks te groot of niks te klein nie. Ek het ingegaan met die positiwiteit wat ek altyd gehad het om te leer. En Stewart om jou terug te vat na onthou ek het gesê toe ek in Athlone moes gaan skool gaan was dit Engelse mense, nee? En ek het gesê nee vir Engelse mense. My eerste employer, die mense wat ek gewerk het, was Engelse mense. So weer 'n keer moes ek my visies, you know, hoe sê dit, spoeg. You know, so toe ek daar gaan werk vir 'n 2 direkteure van die maatskappy en hulle was stoere Engelse mense. En ek dink dit het alles vir my gehelp en my gevorm vir wie ek vandag is, you know. Even though mense sommige kere is jy bang vir die vreemde, soos ek sê, jy's Afrikaans, hier moet jy nou skielik convert. Ja. Want daai tyd is dit soos ons het groot geword, as jy Afrikaans is jy Afrikaans. Ja. You know, so deesdae is ma en pa in die huis is Afrikaans, maar die kind is Engels. So you know, so maar daar weer eens, dit was 10 deel van die manier hoe ek myself moes gevorm gekry het vir waar ek vandag is. So 6 jaar looneklerk. En na dit, wat het jy na dit gedoen na die 6 jaar? Okay. So Stewart, ek gaan gou vir jou sê, ek was geïdentifiseer deur 'n dame, toe ek nou by die garage gewerk het,
Ons het ook gewerk vir daar was 'n divisie van Toyota, ons het nuwe voertuie verkoop. So daar was die een dame van Volkskas Bank wat in die motorfinansieringsafdeling gewerk het. Sy kom toe die dag na my toe en sy sê vir my, Michelle, ons het 'n posisie in die bank, stel jy belang om in die bank te werk. En obviously, hier is ek 'n loonklerk om in die bank te gaan werk, is mos nou 'n groot shift. You know what I'm saying? En ek het onmiddellik ja gesê. Sy het gesê, okay, nou kom sien die takbestuurder. Hy wil 'n onderhoud met jou hê en dan kan ons besluit of jy goed genoeg is al dan nie. Ek het gegaan, kan ek maar die man se naam noem? Ek het 'n onderhoud gehad met meneer Stip dan en meneer Stip het gesê, Michelle, die werk is jou nou. So, en wat ek daardie wil sê, hoekom ek die werk gekry het, ek het nie gaan soek vir die werk het aan my toe gekom. Maar dit is baie belangrik baie kere as jy daar buitekant in die samelewing is, die manier hoe jy vir jou oorbring, die manier hoe jy gekleed is, dit alles gee vir jou daai edge. As ek net gou vinnig kan teruggaan na dit toe, ek het mos nou in die kantoor gewerk, so daar was die volkhoed waar hulle die petrol verkoop, so daar het ook dames gewerk, want kyk, dit is 90, wat was dit, pre-94, you know? Okay. So dit was moeilik vir ons, om ons kleerlinge, om kantoorwerke daai tyd te kry. So die volkhoed meisies wat almal ook kleerlinge was, sê, Michelle, hoekom is jy so gekleed? Jy's altyd so prim en proper. Niemand. Maar ek glo die prim en proper het gemaak dat ek geïdentifiseer was om in 'n volgende level in te gaan. So daardeur wil ek tog sê, ons moet versigtig wees hoe ons carry, how we carry ourselves, because daai kan vir ons deure oopmaak. Okay, looneklerk in die bank in Volkskas, nee? Volkskas. Ja, dis mense, daai is nou 'n hele tydjie terug. Jare Ons sê terug. niks Nou nie, gaan jy ouderdom weg, nee? Is 'n tydjie, ja, is 'n tydjie terug. En Volkskas en van Volkskas af, wat het toe verder gebeur? Vertel ons. So ek het begin werk in die bank as 'n teller en weer eens, ek is baie prone vir geleenthede. As 'n ding is, ek hou van my hand opsteek. So toe gebeur dit daai jare dat hulle die telefoonbankdienste en daai goed inbring. En hulle soek toe nou iemand om dit te promote vir 'n week in die banksaal. En wie's Michelle? Steek hand op. Okay? So onthou ek is 'n loon, daai tyd skies was ek 'n teller geweest. So agter die glas en jy praat nie regtig met mense nie. Jy sê môre meneer, vat die geld en jy doen. So toe is ek dat ek in die banksaal is en onthou ek was 'n baie skugter dametjie. Nie baie veel gepraat nie, maar ek moet uit my comfort zone uitkom. Toe ek die geleentheid kry en ek sien daar kan oop deure gaan, toe moes ek myself position, you know, om uit my skaamheid uit te kom as ek dit so kan stel. So ek het myself toe nou daar met 'n wit taal, wat noem jy dit, 'n laken gedrapeer. Ek het so 'n kroontjie op my kop gehad en ek was vir 'n week die internet queen wat internetbankdienste verkoop het. En dit het gemaak net dat ek 'n konsultant word in die bank. So ek gaan terug aan Stewart na wat ek eintlik in die lewe wou doen. So die dag toe ek 'n konsultant word, toe kry ek die opsie om 'n kantoor te hê met my agter 'n lesenaar en 2 stoele voor my. En weet jy wat gebeur toe? Daar kry ek die geleentheid om my maatskaplike werk wat ek wou doen, uit te leef in my werk. Finansiële wêreld. En ek kon met my kliënte gesels. Hulle sou vir my vertel van hulle probleme wat hulle mee face, hulle kinders, en ek kon vir hulle op 'n ander level kon ek vir hulle nog steeds my maatskaplike lewe wat ek eintlik wou doen, kon ek myself daar uitleef. Pragtig, so jy hoef nie net maatskaplik actively engaged, soos hulle sal sê, daar's 'n in die community te wees en dinge te doen, physical dinge te doen daar nie. Maar jy kan ook 'n bydrae doen vir mense daar wat jy werk, al is jy 'n verkoopspersoon in 'n winkel of as jy 'n konsultant in 'n bank, kan jy daai maatskaplike werk kan jy uitleef daarin ook. Mense jaag jou goals in die lewe na en moet steek jou vinger op, soos Michelle gesê het, sy het haar vingers ek die hele hand opgesteek om 'n kans te kry om haarself uit te leef en 'n kans te kry om haarself te toon dat sy dinge kan achieve. Nou Michelle, kom ons praat 'n bietjie. Jy's mos 'n persoon bekend met Old Mutual en dis meer, maar as ons nou praat van Old Mutual, daar was 'n man wat diep spore getrap het in die Makassa gemeenskap. En hy is Michael Magerman. Hy is 'n man wat diep spore getrap het hier in ons en het die voorreg gehad om saam om te werk. Vertel ons 'n bietjie van hy man, want hy's 'n karakter gewees. Presies. So ja, my lewe as Old Mutual,
Ek het die geleentheid gekry om 'n takbestuurder te wees vir Old Mutual in Somerset West. En Michael was een van my spanlede. So hy het onder my verhandel gewerk. Ja, Michael, die Here het vir Michael eintlik baie goed gebruik in terme van waar hy met my gelees het, Because Michael sou na my kantoor toe kom en dan gesels ons sommer net. En menige keer as ek as leier, het ek nie altyd die woorde gehad hoe om met my span te engage, maar elke maandag het ons vergadering gehad. En as ek vir Michael gevra het om die skriflesing te doen in die oggend, in die meetings, dan het Michael absoluut wat in my hart was, oorgebring. So ek glo die Here het regtig in Michael se hart gewerk en hy het vir ons bietjies bymekaar gebring om 'n common goal te hê in terme van to live for his glory and honor. Yes. En waar Michael ook inkom, Michael was 'n ouetjie wat baie, hy was nie skaam nie, maar hy het altyd so gehakkel, En eendag het ons 'n geleentheid waar ek is baie prone vir gemeenskapswerk en ek het toe nou die 1 Augustus vroue maand het ek 'n event moes host in in Strandstadsaal. En ek vra vir Michael, wil jy nie my MC wees nie man, jy praat dan so lekker en as ons meetings het in die oggend dan praat jy dan so lekker. So jy kan mos so lekker as MC wees. Hy sê vir my, maar Michelle, jy weet mos ek hakkel. Ek sê Michael, so, ek sê jy gaan ons MC wees. Hy het gesê kan ek terugkom na Michelle? Ek sê vir hom, by al mens jy kan terugkom, maar jy gaan terugkom met 'n ja, Okay. En ek regtig Michael het teruggekom en daai dag het ek in 9 Augustus, ek weet nie wat die jaar het, was 'n paar jaar terug, maar het ons die beste verhoog sessie gehad in terme van ons engagement met mense. En Michael en my span weer eens soos ek sê, het absoluut wondere verrig in terme van sy liefde vir die Here en hoe hy het met ander mense uitgedeel het en ook hoe hy hom baie kere oorgedra het. Obviously daar was tye wat dit so goed gegaan het, so ek gaan een vertel. Ons is mos nou target driven mense as ons kom by Old Mutual. Ja. So Michael weet hy moes maandeliks of daagliks kies toe gaan werk. Kom op donderdag is Michael nooit op target. Dus ek Michael, hoe nou? Michael, man, die donderdag aand, dan gaan werk Michael vir hom crazy. Vrydagoggend is Michael op target. Hy sê Michelle, ek het jou mos gesê. You know what I'm saying? Ja. So met Michael, dit was altyd 'n lag met Michael geweest. Ja. Dis regtig baie goeie memories wat ek het van hom. Mense, 'n mens kan nie die dag begin sonder die woord van God om jou te motiveer en te encourage. En Michelle het nou net genoem dat hulle 'n skriflesing elke oggend wat hulle doen. Is so belangrik dat ons oggende goed begin en met die regte ding begin en dit is om daai skriflesing te deel met die wat om en naaste wat om jou is. Nou Michelle, jy het ook 'n baie tawwe tydjie deurgemaak so onlangs. Vertel ons 'n bietjie van daai tydjie, wat het gebeur en ja, hoe het jy daar uitgekom? Pragtig. Ons praat nou van my COVID-ondervinding. Yes. Awesome. Baie moeilike tyd op daai stadium. Ek was by die dokter gewees. Ek was eers by die hospitaal. Hulle kon my nie sien, dit was te vol. En toe ek nou ek het 'n vriendin wat kliniek in die Strand het. Ek is na haar toe en ek sê, luister, ek voel nie lekker nie. Sy sê toe by Michelle, dit is COVID wat jy het. Ek is huis toe, ek sê vir my man, ek het COVID en hy sê Michelle, jy lyk nie lekker nie, gaan bad vir jou. Sodat ek kan gaan rus. Ek kon nie te bad uitkom nie en daar het my hele storie begin. Ek het in 'n donkerte verval in my huis. Toe ek my oë oopmaak, toe is ek buite in 'n ambulance en 2 ambulances eintlik waar hulle vir my probeer bybring. Die een groep kon my nie bykry nie. Ek is toe na hospitaal toe. Ek het vir 44 dae was ek in Medikliniek gewees, in 'n koma gewees. Ek het 'n insnitsel waar hulle moes suurstof in my kry. Maar die COVID-ondervinding wat ek opgedoen het, omdat ek 'n positiewe mens is, het ek die positiwiteit in dit probeer sien. In terme van, ek sê altyd jou tong is so magtig, nee. So ek het 'n uitlating gemaak 'n tyd terug van ek het 'n baie besige lewe gehad in my werk as Old Mutual. Ek het net vir die Here gevra om vir my 'n bietjie rustiger te maak. En ek voel dat daai ervaring wat ek deurgemaak het, is die Here se manier was dit die Here se manier om vir my rustig te maak sodat ek my lewe in oënskou kon neem. So ek het vir 3 maande het ek in die hospitaal gelê waar ek net gedink het wat is die pad vorentoe. En daai ervaring het absoluut vir my, ek het dit positief gebruik in die sin van toe ek daar uitkom, watter illusies of watter drome ek ook al gehad het vir myself, probeer ek tot vandag toe nastreef. En ek het COVID te danke. Ek dink daar's baie mense wat kan sê dankie vir COVID nie,
Maar ek sê dankie dat ek daai ondervinding opgedoen het, want daar voel ek het ek die gees van die Here heeldag en aldag met my gehad. Ek het die Here se hand oor my gehad. Ek het even 'n encounter gehad wat ek gesien het of die Here was het of 'n engel was wat daar aan die agterkant gestaan het wat net vir my beskerm het, en met daai wil ek elke dag my lewe net met nuwe vuur en nuwe dryf aanpak, want ek voel elke dag is 'n geleentheid vir ons om 'n verskil te maak in ons lewens. En die Here het vir my weer 'n kans gegee om dit te kan doen en ek is dankbaar vir dit. Michelle, so jy het daar gesit, 'n tyd vir stilte was daar vir jou gewees. Vertel ons nou, wat het toe daar dit gebeur in daai tyd? Wat het jy beplan? Toe jy nou begin beter voel en so aan? Awesome. Toe ek nou begin beter voel op daai stadium het ek gewerk vir die pers en groen maatskappy, kommersiële korttermynversekering vir maatskappye gedoen. So dit was nie my passie nie, want daar was ek weer eens tussen 'n ander tipe veld mense, waar my passie lê by die individu, hoe kan ek 'n verskil maak in een persoon se lewe, want ek glo as ek een persoon se lewe kan positief raak, dan is dit vir my 'n job well done. Yes. So toe gaan ek en omdat ek en Old Mutual 'n goeie pad saam met mekaar gestap het ek met Old Mutual se bestuur, soos noem dit die PGM, Provincial General Manager, gaan gesels en gevra wat is die moontlikheid dat ek dalk 'n franchise in Old Mutual kan bekom. Eers het hy gesê nee Michelle, dit is nie moontlik nie, want ons kan nie meer franchises nie, en dit daar gelaat. 2 weke later toe bel hy vir my en sê Michelle, daar is 'n franchise vir jou. Ek het gesê baie dankie. Nou kan ek myself weer uitleef. So wat ek daardie sê is as jy uitgaan en jy weet die Here is aan jou kant met jou visie wat jy het en jy vertrou vir hom, dan sal hy vir jou deure oopmaak. So dit is 'n deur oop vir my waar ek nou weer 'n paneel kon kry waar ek kan mense in diens neem en ek kan verseker dat met dit wat ek kan bied, kan hulle kos op hulle familie se tafel sit. Okay. Baie belangrike verhaal wat Michelle nou vir ons vertel het in die tyd wat sy deurgemaak het in die hospitaal, 44 dae wat hy in die hospitaal gewees in Medikliniek. En toe by die rehabilitasiesentrum, nee, na dit ook. So en nog daar by 'n rehabilitasiesentrum. So dis baie belangrik. Ek vroeër wat ons praat, toe sê ek vir Michelle dat ons 'n skriflesing vanoggend gehad by ons werk wat ons Psalm 40 vers 1 en 2 wat sê dat ons moet geduldig wees en dat die Here, hy hoor ons cry-outs, hy hoor ons pyn, hy hoor alles wat ons en hy sien alles wat ons meemaak. En sodra hy dit gesien wat ons beantwoord, dan sê hy dan haal hy ons uit die modder uit en uit die kleigrond haal hy vir ons uit. En hy haal ons uit daai slamp uit wat ons is, uit COVID uit haal hy vir ons. Hy haal ons uit daai negatiewe mindframe uit en hy sit ons op 'n rots, 'n ewige rots. En daai rots sê agterna dat hy sal vir jou die veld uitsit soos wat jy het wil hê, jy moet net in daai rigting in gaan. Nou Michelle, jy's nou op pad om in daai rigting in te gaan. Vertel ons wat beplan jy nog om te doen en wat doen jy nou al reeds en wat beplan jy nog om te doen? Awesome. Om gou terug te kom na die skriflesing toe, as ek al iets met jou kan deel. Daar wat ek nou bly in Grabouw, hulle noem dit die bult. That's the rock. Just think about it. Yes. That's the rock. There we go. So baie dankie dat jy dit met my deel. So in die nabye toekoms, met die franchise wat ek in Mutual bekom, het ek ook nou met Mortgage Max 'n ooreenkoms gestig. So betekende ek gaan mense kan help met verbande. So as enige iemand dalk, verbande wil doen, ek het 'n hele spektrum in die finansiële wêreld hoe ek mense kan bedien. So daar's nog baie wat ons wat voor lê. En die groot ding is, ek wil graag meer mense employ. Want as ek dink aan die werkloosheidssyfers vandag in Suid-Afrika, ons praat van 35%, As ek net 'n paar mense 'n werkie kan gee, dan sal dit vir my baie gerusstellend wees dat ek op 2, 3, 4 of 5 mense se tafel se broodjie kan sit. So ek wil graag meer mense in diens neem ten einde poverty te alleviate en my groot visie wat ek het met wat ek doen in terme van Old Mutual is om te verseker dat ons mense 'n legacy nalaat vir hulle families. In die sin van as ons doodgaan, is ons maar geneig ons moet 'n funeral policy hê. So dit gaan nie net daaroor ek wil graag hê, my visie is om as ma of pa sterwe, dat daar 'n legacy nagelaat word vir hy kind om nog hom of haar self te sustain tot hy in sy ouderdom bereik waar hy of sy hulle self kan onderhou. So vir my ek het 'n groot visie in terme van om ons mense te educate in die finansiële wêreld. So betrokkenheid by die gemeenskap. Kortliks sê ons net daai stukkie van die betrokkenheid by die gemeenskap. Awesome.
So gemeenskap is altyd groot vir my. So op hierdie stadium is ek besig met 'n paar projekte en my visie is om net meer en meer te doen. Het sy is dit 'n sportklub, 'n rugbyklub, 'n crash, waar daar 'n behoefte is. In die sin van my betrokkenheid met Old Mutual. So 'n tydjie terug net om vinnig vir jou 'n idee te gee. Ek was vir 1 jaar was ek genomineer as 'n finalis in my community involvement, by Old Mutual, wat vir my 'n groot ding was, So omdat dit deel is van my DNA, sal ek dit graag wil voortneem en 'n verskil maak in mense se lewens. So Brown community engagements. So as daar enige familie of communities is wat dalk die behoefte het om meer omtrent die finansiële wêreld te wil weet, ons doen finansiële education vir organisasies, vir kerke, vir skole. So kontak ons enige tyd, ons is daar vir julle. So ons wil net help waar ons kan. So Michelle, ek wil hê moet daar na hy kamera kyk en dan moet jy die mense wat hierdie program dop of al die jong mense en vir die mense wat idees het, maar te bang is om dit uit te leef. Wil hulle net so 'n bietjie motiveer dat hulle idees sal execute. Awesome. Baie dankie vir die geleentheid. Ja, as ek 'n verskil kan maak in enige mens se lewe, wil ek die volgende deel met julle. Ons almal het drome, ons almal het ideale en menige keer dink ons die feit dat ons nie geld het nie, kan ons nêrens kom nie. Maar as jy jou mond oopmaak, daar is mense daar buite wat wil luister vir jou en daar is soveel geleenthede daar buitekant. So asseblief mense, moenie kyk die Bybel sê vir ons, jy moet nie jou talente onder 'n maatemmer wegsteek, So wees bold enough, staan op, weet met wie jy gaan praat en as jy met mense gaan praat met positiwiteit in die sin van, kyk ek is ook geleer dat jy gaan nie in en jy hoef te gaan kruip vir mense nie. Gaan in, gaan build, weet wat jy wil hê and take it out of life, moenie bang wees, jy moenie skroom om enigiets te wil doen nie. En niemand se visie is te klein om nie te laat realiseer nie. Daar is mense daar buitekant wat wil help. Definitief, daar is mense wat wil help. So daar mense, daar hoor julle dit van Michelle af, van haar kant af, sy het self 'n rigting deurgegaan en sy het gesê ek wil my goals achieve. En waar sy nou meeste van haar goals ge-achieve het, ek weet sy kan nog goals. Hoor die bal by jou. Ja, maar ek vertrou dat die Here sal deurdra dat sy goals achieve. Nou Michelle, jy was siek gewees in COVID en daar's tog mense wat jou ondersteun daar is. Hier is die geleentheid om van daai mense te sê baie dankie op wat jy wil sê. Awesome. Weet jy nee, ek dink ek het nog die geleentheid gehad om die hele personeel van Mediclinic dankie te sê vir dit nee. Daai mense was wonderlik in die sin van toe ek kon praat, ek kon skryf, was hulle my spreekbeurt. Ek het vir hulle eventueel my engele genoem, baie dankie vir dit wat hulle vir my gedoen het. My man, my kind, daai 2 mense, as ek dink, hulle was ingeroep om vir my te kom baie sê, om by my bank pinnommers te kom kry, te hoor waar my poliskontrakte is. Hier sit ek vandag nog. Hulle moes die snaakse klere aantrek. Carlo, my seun, Charlie, my man, die 2 mense was absoluut eyster gewees in my lewe. En laaste maar nie die minste spesifieke personeel. Hulle was net so wonderlik in die sin van toe ek moes begin leer loop, begin praat, begin skryf, begin myself begin versorg, was hulle die mense gewees wat vir my aan die hand gevat het. En ek is vir almal wat daai pad met my gestap het tot op vandag, is ek ewig dankbaar. En dankie is nie genoeg nie, So ek is elke dag dankbaar vir die geleentheid om nog steeds hier te wees en meer as dankbaar om 'n verskil te maak in die lewe van my fellow citizens, Mense, ons het so te sê aan die einde gekom van die program. Michelle, is daar nog so 'n laaste woordjie wat jy vir die mense van Makassar en tot in Namibië wil sê? Tot in Gauteng, tot in Noord-Kaap, all over. Wat ek wil sê is mense, as jy 'n visie het, streef dit na. There is no silly question. There is no silly dream, Gaan vir wat jy wil doen. Moenie skroom, moenie bang wees nie. Die feit dat jy nie geld het nie, moenie laat dit jou terugsit nie. Die Here sal vir jou 'n deur oopmaak as die deur moet oopgaan. En jou gesindheid teens een en die ander. Dit is wat jou op 'n pedestal sal plaas wat niemand onder jou kan uitdruk nie. En as die Here sê ja, niemand anders kan nee sê nie. En dit het gebeur met my ook in terme van met my rol wat ek gekry het as 'n bestuurder in Old Mutual.
ek het op 'n stadium gevoel, die areabestuurder het gevoel, nee maar, Michelle, jy is nie die job waardig nie, maar die Here het gesê ja. So, as die Here sê ja, kan niemand nee sê nie. Michelle, baie dankie vir jou tyd, baie dankie dat jy ons in die ateljee saam met ons gewees het. Ons vertrou dat die Here jou nog verder gaan deurdra met jou nuwe projekte wat jy gaan aanpak. En so dan ons hoop om jou hier in Makassa te sien, Definitief. dat jy daai projekte ook uitleef hierso in Makassa. Dames en here, ons het die einde gekom van die program. Ons het 'n dame hier gehad, 12-jarige wat 'n besluit moet maak in haar lewe na waartoe sy wil gaan, wat sy moet doen en hoe sy dit moet doen en waar sy gaan woon. Sy het die besluit gemaak, so het elkeen van julle en ons ook 'n besluit wat ons moet maak in die lewe, sodat ons die regte besluite maak in die lewe. Van 12-jarige ouderdom waar sy verskrik was om Engels te gaan praat in Etlon, waar sy gesê het sy woord nie op 'n koshuis in Caledonië, het sy verkies om in die Somerset West area vir haar te kom vestig. Nou in Grabouw, maar sy is openlik terug in Somerset West, want sy sê sy wil oor die see uitkyk. So baie dankie Michelle, en ek hoop en vertrou dat daar van u nog Michelles daar is wat nou na die program kyk. Van Makassa Pride, 'n lekker goeie aand vir julle. Dankie.